Dr. Roan Steyn kom kuier hier. Hy het 'n navorsingsveld in sonfisika en doen navorsing oor hoe die son die aarde beïnvloed. Dit sluit die natuur op aarde in en ook ruimteweer in die ruimte. Snaaks genoeg, en vandag op Aardedag is dit baie gepas om met hom te kan gesels. Roan, wie happy anniversary, is 'n jaar laas dat ons op gepraat het, is lekker om jou terug te hê. Goeiemôre Eloise, ja, dit is heerlik om terug te wees in die ateljee by jou, op Aardedag, presies 'n jaar later. Ek bel jou ook net as ek iets wil hoor oor Aardedag. Wel, dis hoekom ek hier is, enigiets oor die aarde, die ruimte, dis hoe ek hier is. Een van my goeie weersvriende of aardeweervriende. Nou wil ek net gou vinnig begin, ruimteweer. Wat is dit? Ek het 'n vermoede, maar asseblief verduidelik jy vir my uit jou perspektief en hoe beïnvloed dit die aarde en sy omgewing? Ja, Eloise, dit is fascinerend. So almal is gewoonlik maar gewoond aan die weervoorspelling, soos wat julle dit ook maar elke dag lees en wat ons eintlik maar direk beïnvloed. Maar ruimteweer is die invloed van die son op die aarde. En nou praat ons nie net van die hitte wat ons van die aarde af, van die son af kry nie. Die son het uitbarstings. So dis sonvakkels en vuurtonge en sontonge, of in Engels praat ons van solar flares en coronal mass ejections en so aan. En hierdie is dele van die son wat afbreek van die son af. En dan klim daai gelaaide deeltjies op die snelweg, as dit ware, van die magneetveld van die son. En as daai magneetveld, soos die snelweg nou as dit ware, gekoppel is aan die aarde, dan beteken dit dat al daai gelaaide deeltjies het 'n manier om by die aarde uit te kom. En as dit by die aarde uitkom, het dit 'n geweldige groot negatiewe impak op ons tegnologie. So al die satelliete wat om die aarde wentel, kan uitgeslaan word. Al die satelliete... So dit blaas ons tegnologie. Presies, en as dit 'n groot genoeg storm is, dan kan dit gebeur dat die tegnologie op die aarde negatief beïnvloed word. So as mense RSG luister en miskien is die sein 'n klein bietjie swak of dit gorrel so bietjie, dit kan wees as gevolg van die invloed van 'n sonuitbarsting, onder andere. En dit kan, as die ontploffing groot genoeg is, kan dit selfs kragnetwerke uitslaan. So ons wat ruimteweervoorspelling bestudeer, is altyd geïnteresseerd om altyd te sien wat gebeur op die son, waar gebeur dit op die son, kan ons dit voorspel, kan ons dit koppel met die aarde, en as ons weet dat daai ontploffing is op pad na die aarde toe, wat moet ons doen? En onder andere is dit maar om satelliete af te sit. Laat die storm verbykom, dan sit jy die satelliet weer aan. Amper soos wat 'n mens lank terug gedoen het, ek weet nie of mense dit nog steeds doen nie, maar wat 'n mens lank terug gedoen het om jou TV en jou spieëls toe te gooi vir weerlig. Ja, daar sê vir weerlig. Ja. So dis maar basies dieselfde konsep. Dis dieselfde beginsel. Sit af, laat hy verbykom en sit aan weer. Ek het 'n foto gesien op sosiale media waar een van hy uitbarstings so groot is, eintlik nee, groter as die aardbol. O ja, daai uitbarstings kan tot, ek dink of was nou 'n dag of 2 terug, was daar een gewees waar hulle die aarde verskaal bygesit het. En daai, wat ons noem 'n vuurtong, wat afgebreek het, is 30 aardes groot. Jy weet, dit is maar 'n gewone ene. Dis een wat mens maar nou en dan sien. Ek is jammer, jy's nou nie in die ateljee, maar Roan sien my mond wat oop, want op 'n sekere vlak het ons 'n idee van die impak, maar ons dink nog steeds as hierdie klein mensdommetjie dat ons is almagtig. Ja. En as jy sulke goed hoor, dan besef jy regtig hoe klein die aarde is en hoe klein in vergelyking met die res van die heelal ons as mens individueel is. Nou, en hoe kwesbaar ons is. Dis Daai kwesbaarheid van die mens en lewe. Hierdie ruimteweer nie, as jy nou sê dit het 'n impak op ons tegnologie, het dit ook 'n impak op omgewingsverandering of van die natuurrampe wat ons deesdae so toenemend sien op aarde? So dis 'n baie interessante vraag, Eloise. En wat ons sien is dat die sonaktiwiteit, hierdie uitbarstings, en die son gaan ook deur 'n 11 jaar siklus wat hy aktief word en dan minder aktief en so aan. En ons sien die vermoede is baie sterk dat hou vas, 11 jaar siklus, meet ons die tyd op die son dieselfde soos wat ons dit meet in... Ja, so die tyd, dit is min of meer dieselfde wat ons nou sien, daar's 'n periodisiteit op die son waar hy vreeslik aktief is, waar baie sonkolle, baie uitbarstings is, en dan gaan hy deur 'n tyd wat baie min uitbarstings is, min sonkolle. En ons sien dus so 11 jaar periodisiteit wat op en af en op en af gaan. Maar nou sien ons dat oor lang tydperke het ons 'n sterk vermoede dat hierdie het wel 'n effek op
die klimaat, maar dit is nie kort nie. Nou praat ek van lang tydperk. Ek praat van 100 jaar periodisiteit of 200 jaar periodisiteite. Want daar is 'n vermoede. Daar was 'n tydperk in die 17de eeu waar die son volgens observasies en mense wat nou maar notas geneem het, was die son min aktief. Basies, hulle noem dit die Maunder minimum. Dit was 'n lang tydperk waar die son net mooi niks gedoen het. Daar was nie sonkolle nie, daar was nie uitbarstings nie, daar was niks nie. Hy het nie die 11 jaar, dit is asof iemand die pause knoppie op die son gedruk het. En dit het in dieselfde tyd gebeur as wat daar 'n mini ice age was in die noordelike halfrond. So nou is daar 'n groot navorsingsstuk om te sê, maar kan ons hierdie twee koppel? En dit lyk asof daar genoegsame bewys is om dalk hierdie twee te koppel. Maar soos ons sê, dis lang epochs. Ek is so jammer, die boekwurm in my wil nou sommer gop jou kom klasloop, Roan. Hierdie is so geweldig interessant. Wat het ons die afgelope jaar uit nuwe navorsing oor die son geleer wat belangrik is vir ons planeet se gesondheid? Ja, soos wat ek nou gesê het van hierdie aarde van die son wat nou 'n minimum en 'n maksimum het, wat ons sien en wat hierdie jaar nou bevestig is dat die maxima van die son word al hoe hoër en die minima van die son word al hoe laer. So in 2009 het ons 'n son minimum gehad. Dit was heeltemal verwag. Ons het geweet dat die son gaan in 'n minimum fase in min son kom. Maar dit was die amper, ek wil nou, dis nou nie regtig taalkundig korrek nie, maar die minimumste, dit was die laagste minimum. Dit was die minste aktiwiteit op die son gewees in 2009. En natuurlik het al die sonwetenskaplikes gedink, maar het ons nou te doen met iets anders hierso, wat gaan aan? En sedertdien het ons gesien dat die maxima van die son word ook al hoe hoër. So dit beteken dat ons sit nou met 'n vreeslike aktiewe son op hierdie stadium, en ons is nou min of meer in die middel van son maksimum, maar sy vlakke is meer maksimum as wat dit in die vorige maxima was. So ons is besig om te kyk, om te sien, is daar dalk 'n groter periodisiteit wat uitkom hierso, in plaas van net die 11 jaar of die 22 jaar siklus. Maar wat ons sien is ons nou besig om, wat is die son besig om te doen? En dit is die lekker deel van daai wetenskap, want die son word nie beïnvloed deur die mens nie. So die son kan net vir ons sê wat hy doen. En dit is so interessant om dit dan te bestudeer en te probeer uitvind en observeer en navorsing te doen. Wat is ons besig om te sien? So dit het nou baie onlangs, is daar nou artikels daaroor gepubliseer. Ons soek as mense om ook die hele tyd korrelasies, nou my kop gaan nou spilonke binne, want dan kan ek my nou indink, hoekom is daar dan sulke absolute uiterste natuurrampe op die oomblik op aarde, oral? Ja, so mense moet nou versigtig wees. Nee, ek weet, okay. Ek is nou nie wetenskaplik, maar die wetenskaplike binne in my wil nou sê, onthou korrelasie is 'n moeilike ding. Om te bewys, nee, ek weet. Maar dit laat 'n mens net dink daaraan, want as hierdie nou die een van die grootste maksimums is, of maxima, wat jy nog kon waarneem, dan is dit nie vir my onwaarskynlik dan om te dink, okay, dan gaan ons op aarde ook 'n bietjie iets sien nie. Ja. So dis definitief 'n natuurlike manier, en ek dink dit is hoe duisende miljoene mense ook, jy weet, daai vra. Wat wel interessant is dat ons aarde is so mooi gevorm, as dit ware, dat die magneetveld van die aarde en die boonste deel van ons atmosfeer, die termosfeer, blok baie van die bestraling wat ons van die son kry, daai negatiewe deeltjies. So die son kan so aktief wees soos wat hy wil. Ons word beskerm deur die magneetveld en die boonste deel van ons atmosfeer, en dis hoekom ons 'n baie sterk vermoede het, en die navorsing wys dit vir ons, dat die laagste deel van ons atmosfeer, daar waar die weerpatrone eintlik gevorm word 99% beskerm deur hierdie vreeslike uitbarstings op die son. Kyk hier, daai goeie nuus kom hier van Dr. Roan Steyn, 'n ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing by die Noordwes Universiteit. Roan, ons praat baie, dit is Aardedag vandag, ons praat baie oor klimaatsverandering, die impak van die mens op die aarde. Hoe sien jy die toekoms van die aarde as ons nie dringend aandag gee aan ons impak op die omgewing nie, veral met wat ons weet oor wat in die ruimte aangaan? Ja, Louise, so ek dink die kort en die lank daarvan, en dit is nou waar die ernstige gesprek nou inkom, is dat die kort en die lank daarvan is dat klimaatsverandering kan nie ontken word nie. Waaroor party mense dan nou vreeslik stry en beklei is oor wie veroorsaak dit. Is dit 'n natuurlike aarde manier van doen, of is dit mensgemaak? Maar die data wys vir ons baie duidelik dat klimaatsverandering is daar. En as ons nie, en dit maak eintlik nou op hierdie stadium nie saak
of dit 'n aarde ding is en of dit 'n mensgemaakte ding is. Eintlik wys al die navorsing vir ons dit is definitief mensgemaak. Ons is besig om ons ons eie is die vaarbonde hier, ja, maar die ding maak nie saak eintlik wie se skuld dit as dit ware is nie. Ons almal is in dieselfde boot en hierdie boot het 'n gat in die bodem. So ons moet seker maak dat ons na ons aarde kyk. En ruimteverkenning is 'n uitstekende manier om die aarde te monitor. Daar's 'n ou gesegde wat sê dat die rede hoekom ons weet die dinosourusse het nie 'n ruimteprogram gehad nie, is omdat hulle nie hier is nie. As die dinosourusse 'n ruimteprogram gehad het, dan sou hulle nog hier gewees het. En dan dat op 'n ander plek gaan kuier so die beginsel is 'n vreeslik interessante voorbeeld, maar die beginsel daarvan is dat 'n mens wil graag wanneer 'n mens 'n ruimteprogram het en jy kan die ruimte verken, dan kan jy terugkyk na jouself. Jy kan 'n radar op die aarde hê. En die feit dat ons kan terugkyk na onsself, dit is hoe ons sien hoe die Antarktika besig is om te smelt. Dit is hoe ons sien hoe die pole besig is om te verander. Dit is hoe ons sien hoe daar duisende hektare grond en bome besig is om te verander oor jare, want ons het sedert die 1980s, 90s het ons kameras in die ruimte wat die aarde afneem. So mense kan dit baie duidelik sien. En natuurlik wat ook vir ons baie lekker is ons antwoord op 'n natuurramp. So 'n natuurramp se rede kan dalk nou vir X of Z wees, maar die manier hoe ons 'n natuurramp bestuur het baie te doen met satellietbeelde en hoe ons dan mense kan help om te sê maar kom uit die pad uit van die tornado of kom uit die pad uit van hierdie golf. So daai om jou oorspronklike vraag net te antwoord is dat ruimte speel 'n verskriklik 'n groot rol om die aarde te beskerm. Ons as mense moet dit net ernstig opneem, want die aarde wys vir ons wat besig is om te gebeur. En ons moet verstaan, ons het nou oor die kwesbaarheid van die lewe gepraat. Ons as mense hoef nie op die aarde te bly. Die aarde gaan nie bly. Die aarde gaan nie wees. Hy gaan om die son wentel, of ons nou hier is of nie. As ons dit leefbaar wil hou, dan moet ons plan maak. Okay, Dr. Rowan Steyn, vir daai klein realiteitscheckie vir dies wat nog dink hierdie is alles net 'n samesweringsteorie om ons in te perk. Hoorie, as iemand nou hier luister en hulle wil graag met jou in verbinding tree, want jy weet die tyd op radio laat hom net soveel toe om met jou te kan gesels. Ek kan nog vir ure met jou gesels, soos ek sê, die boek vir hom in my klaphande. Maar hoe kry mense vir jou in die hande, Rowan? Daar's 'n Facebookblad, 'n sterre toe. Wat ek elke dag ruimtenuus plaas en mense is welkom om na sterre toe te gaan op Facebook. Dis soos ek sê, dit is ruimtenuus in Afrikaans. Is die privaat blad? Nee, is nie 'n privaat blad nie, dit is vir enige persoon wat belangstel om ruimtenuus te sien as al nuwe goeders bloot uitgestel word of vrygestel word en gepubliseer word, dan is ek daar besig om 'n mening te gee om te sê hoe kan ons dit beter verstaan. Ons het die voorreg ook om volgende week weer met Dr. Rowan Steyn te gesels oor 'n paar verskynsels wat tans op die oomblik in die hemelruim aan die gang is. Ek wil weet of dit regtig so uitsonderlik is soos wat die sosiale media joernaliste vir ons wil te kenne gee. Dan gaan jy nou weet of jy daai ding volgende keer moet deel, dat dit werklik so, want baie mense sê een keer in 'n leeftyd is van die opskrifte op van hy bladsye of van hy plasing, so ons gaan volgende week van hierdie goed met hom uiteensit.